Hallo julle en ons groet julle in Jesus naam. Die woord wat ons vandag met julle wil deel kry is in Johannes 16 vers 33 en dit sê: Ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in my rus en vrede kan vind. En dis Jesus wat hier praat. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar hou goeie moed. Ek het reeds die wêreld oorwin. Hoe wonderlik is dit julle dat Jesus nie klaar vir ons die wêreld oorwin het nie. In jou swaar kry kan jy na hom toe gaan. Selfs in jou goeie tye, wanneer dit regtig met jou goed gaan, wanneer jy dankbaar is, gaan na Jesus toe en sê vir hom dankie. Wees 'n lofoffer vir hom. Gaan in jou swaar tye na Jesus toe. Gaan na sy voete toe. Hy's altyd daar vir jou. Hy's konstant. Hy sal jou nooit teleurstel nie. Hierdie wêreld het soveel verdrukkings, soveel goed wat dit moeilik maak en soveel mooi goeders is hier ook. Maar vat alles na Jesus toe. Soek 'n intieme verhouding saam met hom. Soek hom elke liewe dag. Vernuwe jou gedagtes met sy woord en kyk hoe hy jou en jou lewe transformeer. Jy hoef nie jou eie oorlog te fight nie. Jesus het dit alles op die kruis vir ons oorwin. Die woord sê ons skuldbrief, die foute, die uitdagings is in die kruis vasgenaal deur wat Jesus gedoen het. En ons kan vryheid en vreugde beleef in Jesus. En wat dit lekker maak is, God sê, hy sal jou beskerm, hy sal jou red as jy sy naam ken. En jy moet jouself 'n vraag vanaand vra. Ken jy vir God? Ken jy vir Jesus? Beklei jy in jou eie wêreld of het jy oorgegee en Jesus deel gemaak sodat hy jou kan help? Die wêreld is uitdagend. Omstandighede is rondom ons en dit voel partykeer soos 'n mes teen jou keel. Maar Jesus sê, maak my deel van dit en ek sal sorg dat jy vrede en vreugde in die moeilikste tye beleef. Want God het gekom dat ons 'n lewe in oorvloed kan hê. Nie sodat jy 'n lewe van moeilike tye kan beleef nie, maar dat jy as 'n oorwinnaar kan leef. God het vir jou denke, autoriteit en talente gegee om uit te leef. En ons moenie laat omstandighede en probleme al jou goeie gawes onder die mat vee nie. God roep jou vir meer. God stel belang in jou en hy wil vir jou vrede gee in 'n wêreld wat verdrukking wil gee. God is met jou en hy's lief vir jou.